Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel met die Bybel in 1 jaar span. En vandag het ons die voorreg om Eksodus 38 te lees. En hier word die voltooiing van belangrike dele van die tabernakel se buiteareas en toerusting oorgeskryf. En die deel is eintlik baie ryk aan simboliek as 'n mens verby die fisiese boodskap gaan en kyk na wat lê agter dit en die betekenis agter dit wat ons lees. Ons lees in vers 1 tot 7 van die brandofferaltaar. 'n Koperaltaar wat buite die tabernakel was, wat vir die brandoffers gebruik is. En hierdie altaar is gemaak van akasiahout met koper oorgetrek en is gebruik vir offers en versoening. En dit simboliseer die wyse waarop mense hulle verhouding met God deur brandoffers herstel het. Dan lees ons in vers 8 baie kortliks oor die brons waskom. 'n Groot koper waskom buite die tabernakel wat deur die priesters gebruik is om hulle te was voor hulle werk in die tempel kon gaan doen het. Dit is gemaak van bronsspieëls, gebruik vir die reiniging van die priesters en dit simboliseer dat die volk geestelike reiniging nodig gehad het om tot God te nader. En fisiese reiniging nodig gehad het ook. Dan lees ons in vers 9 tot 20 van die voorhof van die tabernakel. Nou dit is 'n omheinde oop ruimte rondom die sentrale tabernakel tentstruktuur. Dit het gedien as die toegangsarea waar die volk Israel kon kom om sondeoffers en dankoffers te bring, en dit is natuurlik spesifiek by die brandofferaltaar gedoen wat by die ingang geleë was. En dit dui daarop dat toegang tot 'n heilige God slegs deur versoening offers moontlik was. In wese is die voorhof dan die plek waar die sonde hanteer is van die mens voordat die priesters verder in die tabernakel kon inbeweeg, en dit beklemtoon dat God se teenwoordigheid heilig is en ons gereinig moet wees en heilig moet wees as ons tot hom nader. En dan lees ons baie interessant in verse 21 tot 31 oor die rekenskap wat daar gegee word oor die offers wat die volk gegee het van die materiaal en wat hulle gegee het om die tabernakel te bou. Daar word genoem van ongeveer 1000 kg goud, ongeveer 3440 kg silwer, ongeveer 2427 kg koper word daarvan noukeurig terugvoer gegee. Mense besef julle, dis amper 7 ton goud, silwer en brons wat gebruik is om die tabernakel te bou. En Itamar, seun van Aaron, moes daarvoor verantwoordelikheid neem. En dit toon vir ons die orde en die verantwoordbaarheid en die gehoorsaamheid wat God verwag van sy kinders wat in sy diens staan. Uit hierdie deel neem ek dat om tot God te nader vereis versoening, reiniging en gehoorsaamheid van my. En dit kan slegs gebeur volgens God se wil, nie my manier en hoe ek dink dit is nie. En ons sien versoening is krities noodsaaklik. Die altaar wys vir ons dat sonde vereis 'n offer. En dit laat my dink aan Levitikus 17 vers 11 wat sê slegs deur bloed kom daar vir ons versoening. En Hebreërs 9 vers 22 baie spesifiek sê sonder bloed is daar geen vergifnis nie. Maar dan sien ek ook dat ons reiniging nodig het. Die wasbak simboliseer, of die waskom simboliseer daar die geestelike reinheid. Psalm 24 vers 3 tot 4. Wie mag tot God nader? Die wat rein van hart is. En God nooi ons in Jesaja 1 vers 16 tot 18 en sê, was julle, reinig julle. Maar ek sien ook God is 'n God van orde. Alles word presies en verantwoordelik gedoen. En dit laat my dink aan 1 Korintiërs 14 vers 40, waar daar staan, alles moet egter gepas en ordelik geskied. Maar dan neem ek ook iets hier van die toewyding van die volk. Die materiale wat die volk skenk om die tabernakel te bou, het God reeds aan hulle voorsien met die uittog uit Egipte. Hulle gee vanuit dit wat hulle ontvang het van die Here. En hulle wy dit toe aan die Here. En dan wil ek ook sê uit hierdie stuk, en ek lees dit nou ook met die vorige hoofstuk saam,
dat om tot God te nader, het God 'n pad voorsien. Van die voorhof, deur die altaar, deur die reiniging van die waskom, in God se teenwoordigheid in. En ek verstaan daaruit dat om tot God te nader is 'n doelbewuste en 'n heilige aksie wat ons neem. En dit wys hier na Jesus Christus, want Jesus is ons volmaakte offer. Die brandofferaltaar wys vooruit na die kruis van Jesus Christus. Jesus was die finale offer vir ons sondes, lees Hebreërs 10. Ons word ook gereinig deur Jesus Christus. Die waskom dui op die geestelike reiniging en Jesus reinig ons deur sy bloed en sy woord. En dan natuurlik ook, soos die voorhof die pad na binne gelei het na God die Vader toe, is Jesus Christus die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom tot die Vader behalwe deur die Seun Jesus Christus nie. Johannes 14 vers 6. So Jesus is ons weg na God. En dan natuurlik ook, Jesus bring volmaakte versoening, waar offers in hierdie tabernakel herhaal moes word, het Jesus eens en vir altyd die volkome versoening gebring, die volmaakte offer wat vir my en jou volkome versoening gebring het. Maar ek en jy moet daarop antwoord. Ons moet ons lewens dan teruggee aan die Here as 'n heilige offer tot sy eer, as lewende offers. Lees gerus Romeine 12 vers 1. Kom ons oorweeg bidden vandag en vra die Heilige Gees, is ek en jy in Jesus Christus? Onthou, ons kan net tot God die Vader kom deur sy Seun Jesus Christus. Is jy in Jesus? Tweedens, vir ons wat sê ja ons is, leef ek en jy 'n lewe van daaglikse bekering? Erken ons sonde en soek ons gou vergifnis en streef na reinheid en heiligheid? En dan die derde vraag, waaroor ek wil hê ons moet bid. Is ek en jy getrou en verantwoordelik met ons gawes, ons tyd, ons hulpbronne, alles wat God vir ons gegee het? Gee ek en jy onsself ten volle oor aan God en alles wat ons het en is? Groete en seënwense vir jou dag.